verwelkom ons kykers op 'n homebase, hulle wat na die woord in diepte kyk. Ek geniet hierdie studies oor die 3 kosmiese boodskappe wat uitgaan oor die hele aarde van Openbaring en van Daniël. Ek geniet dit geweldig baie. En vandag is die onderwerp die ewige evangelie. En ons verwelkom ook vir tieners in die lyn. Ons sê vir julle, mag die Here julle seën waar julle is. En dan dink ons ook aan Dr. Johan en Leni, waar hulle is. Mag die Here sy hand oor julle hou en julle vashou in 'n tyd, hierdie tyd van die einde. En dan Lucia Botus, ons weet jy die Here lief en ons bid ook vir jou. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, terwyl hierdie boodskap oor die aarde gaan, mag u engele by ons wees. Stuur die Heilige Gees om elke mens op hierdie aarde by te staan in hulle keuse vir Jesus. Amen. Openbaring 14 vers 6 gee vir ons die aanhef van die 3 engele se boodskap. Wat sê dit? En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Hierdie is die belangrikste boodskappe wat nou volg na hierdie engelse aankondiging. Dit is vir my pragtige woorde, dit praat met my. Dan sê Deuteronomium, as ons teruggaan aan die begin van die Ou Testament, hoofstuk 6 en vers 4. Hoor, Israel, die Here onse God is 'n enige Here. En hierdie boodskappe is dieselfde van die begin af. Sê die Here deur Moses, luister, hoor, Israel, die Here onse God, hy is 'n enige Here. Wat 'n pragtige boodskap wat hier uitgaan. Volke wat om Israel gewoon het, was polytheïste. Hulle het in baie gode geglo. Hoe meer gode, hoe beter. Maar Israel het net een God gehad. Vir die eerste gedagte, wat is die eerste gedagte? As jy byvoorbeeld die naam 70 Adventiste hoor, wat kom dadelik in jou kop en op? Die Sabbat. Jy sou sê die Sabbat, né? En ek het dit ook hier uitgelig, die Sabbat en die wederkoms van die Here. Want het sê 7de dag, die Bybel sê ons moet die 7de dag heilig hou, Advent, en Advent verwys na die wederkoms. En as ons kyk na die kenteken, wat soms gebruik word op briefhoofde en so aan, dan kan jy dit daar op die foto sien. Dit is die kenteken van die kerk. Ja, maar spesifiek hulle wat die God se eindtyd boodskap uitdra, 'n oproep tot aanbidding van die Skepper God, 'n oproep tot bekering. Met ander woorde, waarvoor staan 7de dag Adventiste? Hoekom het die Here hierdie groep mense, hierdie kerk geroep, om hier aan die einde van tyd, nie net die Sabbat te hou en uit te sien as sy wederkoms nie, maar hulle het werk om te doen. En wat is hulle doel, hulle boodskap? Dit is om die eindtyd boodskap aan hierdie wêreld uit te dra. Nie net om kerk te hou nie, maar om hierdie boodskap uit te dra. Want daar gaan nie weer 'n boodskap wees nie. Om mense uit te roep, mag ek maar sê, uit die wêreld uit die evolusionêre denke wat ingebring is, hier van voor Darwin se tyd en met Darwin en daarna, aan ons universiteite,
God word uitgegooi, totaal en al. Godsdienstige lande in Europa is vandag ateïstiese lande. God is nie meer daar nie. Die teorie van miljoene jare het die fondasie van God se woord ondergrawe. Ons doen 'n oproep op mense tot bekering, tot hulle eie redding, tot hulle beswil, tot herstel na God se waarheid in sy woord. Gedurende die middeleeue is baie waarhede vertrap. Die Bybel is in duisternis gehul en ons moet terugkeer na God. Hierdie kenmerke verhef nie die mens of die kerk wat dit uitdra nie, glad nie, dit verhef God. Hy is die skepper, hy is die onderhouer, hy is die hersteller, hy is die een wat weerkom om sy kinders te kom haal. As aan 100 mense gevra word, watter boek in die Bybel gaan oor God se genade boodskap aan die mens? Nou dink ek in my gedagte, party sal sê een van die evangelies, en dalk sal van die ouer mense dalk sê die psalms praat met my hart. Maar dalk sê daar een persoon die boek Openbaring. En ek weet die mense wat in die wêreld bly sal sê daardie boek is 'n boek oor skerpioene en drake en 'n onverstaanbare boek. Maar ek wil vir u sê, God se genade boodskap praat met my hart uit die boek Openbaring. Die naam Openbaring sê baie. Ja, daardie boek, wanneer jy hom bestudeer, en wanneer jy hom op jou knieë bestudeer, en teks vir teks nagaan, dan praat die Here met jou. En dwarsdeur is die fokus van Openbaring, die lam van God wat geslag is vir die sondes van die mens. En dit dek al die eeue, van voor die skepping nog. Lees maar in Openbaring 12, Lucifer wat opstand in die hemel verwek het, en daar het oorlog begin, deur veral die era van die kerk, en na Pinkster tot aan die einde van tyd. Dit is wat Openbaring vir ons gee. En hy gee vir ons, hy sê ja, maar wat van al die lelike dinge in Openbaring, al die drake? Dit is omdat daar simboliek gebruik word vir Satan wat God se volk aanval. En nou kom God en hy red sy mense. Hy behaal die oorwinning oor misleiding en hy red sy kinders. Dit gaan oor die draak en sy bose bondgenote en God se finale boodskap en sy redding van sy kinders. Ek het gaan kyk na 'n akedus soort wat hulle soms die draak noem. En in daai foto kan jy sien, dit word die groen draak van Suid-Amerika of van Mexico genoem. In Engels, the green iguana. 'n vreeslike dierasie wat jou die skrik op die lyf kan jaag. Openbaring 1 vers 1. Die openbaring van Jesus Christus, Voor jy verder lees, ja, wat het jy nou gesê? die openbaring, Die openbaring, nie die geslote boek nie, nie van drake nie, van Jesus wat kom redding gee. Lees aan. wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. So dit is leesstof vir vandag, wat gou moet gebeur.
wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Die boek gaan oor Jesus Christus en sy getuienis, sy redding, sy liefde, sy genade boodskap aan elkeen van ons. Vers 3. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Daar is nie 'n ander boek wat volg na Openbaring nie. Dis die laaste boek met die laaste boodskap van genade. Dit is die laaste fluitjie wat blaas voor die trein vertrek van die perron af. Dis die laaste roep wat hulle roep op die lughawe voor die deure sluit en die vliegtuig vertrek. Dis die laaste keer wat Noag met die mense pleit. En dan gaan die diere in. En die deur word toegemaak. En die wat binne is binne. En die wat buite is buite. Vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie. Daardie evangelie is nie tydelik nie. Dit is die goeie nuus vir ewig, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En in die fotootjie daar kan jy daai 3 engele sien. Hoekom het hulle basuine wat hulle blaas? Hulle lewer 'n boodskap af. Die simboliek is pragtig. Hulle bring God se laaste boodskap. Duidelik, hard, hoorbaar aan alle volke op die aarde. Vanaf Lucifer en Adam en Eva, dwars deur die geskiedenis van hierdie wêreld, het elkeen sy eie evangelie of storie verkondig. Elkeen, lees maar deur die hele Ou Testament, dan kry jy daar die storie van Agan, die storie van Dawid, die evangelie soos gebring deur Jesaja, Jeremia. Elkeen het 'n kans gehad. Maar hier in Openbaring kondig 'n engel wat in die middel van die lug sien vlieg, nie in 'n hoekie nie, die ewige evangelie aan. Dit word aangekondig, die ewige goeie nuus. En vers 5 van Openbaring 1, En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons liefgehad het, en ons van ons sondes gewas het en in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. hier is 'n pragtige gebed wat Christus verhef. Hy, die getroue getuie, die eersgeborene, hy wat aan die kruis vir ons gesterf het, wat ons sondes gewas het in sy bloed. Pragtige vers. En ons verhef het as konings en priesters, die gehoorsaam is, en met heerlikheid en krag, tot in ewigheid. Nooit weer sal daar sonde en lelike dinge wees, wanneer ons huis toe gaan nie. Die tema dwars deur die boek Openbaring is een van God se oorwinning oor die bose, die bloed van die lam wat ons dek. Ek het 'n bronstandbeeld foto gekry en dit is van 'n man wat daar staan en stoei met 'n draak. En die man in my gedagtes toe ek die foto sien, stel Christus voor en die draak stel die vyand voor. Goed. Hoe word ons gered? Net een woord. Hoe word ons gered? Kan ons iets bydra tot ons redding?
kan ons iets doen? Of het Christus alles gedoen aan die kruis? Christus het alles gedoen. Al wat ons kan doen is om gebroken na hom te kom. Ja, met ander woorde, ons kan niks doen nie. Ons kan net ons sondigheid bely en sê dankie Here. En ek wil die woord genade in 'n diagram vir u daar uitspel. Genade. En in diagram, die eerste diagram, wat beteken genade vir u? Dit skeld ons vry van ons bose verlede. Wanneer ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons al ons sondes te vergewe. Tweede punt, die pyltjie in die middel, dit bemagtig ons vir die hede. En dan die derde punt, dit gee hoop vir ons vir die toekoms. Is dit nie 'n diagram wat jy saam met die dag vir dag moet neem nie? Ons verlede word uitgewis. Ons word bemagtig vir die hede en ons het hoop vir die toekoms. En dit ek gedink, hoe kan ons ook 'n diagram maak van die boek van Openbaring? En in die tweede diagram, dit bevry ons van sonde. Nou waar is die sonde? Die sonde is eerstens in ons. En die sonde is ook om ons. Nou eerstens die sonde in ons. Rebecca, lees vir ons daar asseblief Openbaring 19 vers 8. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Pragtig, so sal die Here ons rein en skoon maak. En dan tweedens, om ons, Openbaring 20 en vers 14. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En nooit weer sal daar om ons 'n omgewing van boosheid wees nie. Dit is vir my die pragtige boodskap van Openbaring. Nou kom ons vra vir Paulus. Hy vat hierdie evangelie saam in 3 dae. Dit is vir my mooi om so daaraan te dink. Hy som dit op en hy praat van Vrydag en hy praat van Sabbat of Saterdag en dan praat hy van Sondag. Daai 3 dae. Kom ons kyk hoe som hy die evangelie op. Wat behels die ewige evangelie? En dit is die goeie nuus van Jesus, sy verhaal. Lees vir ons 1 Korintiërs 15 en vers 1. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het. Of julle moet te vergeefs geglo het. Let wel hoe hy die 2 groepe hier opstel. Die wat te vergeefs glo en dan die evangelie van die wat gehoorsaam is daaraan. Vers 3. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. En let nou op wat sê in vers 4. En dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. Met ander woorde, wanneer is hy begrawe? Ons weet almal dat dit een van die dae weer die herdenking van Goeie Vrydag sal wees. En dan die Saterdag was hy in die graf en die Sondagoggend is hy opgewek, soos Paulus hier sê, soos die skrifte. En dan kan ons in die fotootjie kan sien, daar die lig wat op God se woord skyn, skyn nie net op die woord nie, maar skyn in die boek Openbaring. Daai boek het oopgegaan, die boek van Daniël wat gesluit was,
het oopgegaan vir ons en die waarhede daarvan praat met ons harte vandag. Die evangelie van Paulus, sy verhaal wat hy vir ons gee, som hy in daai 3 dae op. Die Vrydag wat Jesus gekruisig is, toe is hy in die graf, en dan noem hy dat hy opgewek is volgens die skrifte. En ons weet wanneer Goeie Vrydag is, en wanneer die dag wat daarop volg, en die Sondag wat daarop volg. Ons ken daai dag. Lees vir ons Romeine 3 vers 24. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig. Dankie. Met ander woorde, Jesus se plaasvervangende lewe vir ons. En nou gaan ons na Romeine 3 vers 26. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. God se regverdigheid staan in hierdie verhaal, in hierdie evangelie uit. Hy is regverdig. Romeine 5 vers 6. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En die woordjie wat hier vir my uitstaan is die woord tyd. God is nie onverhoeds betrap nie. Hy het op die regte tyd ingetree. En ons wat vandag ons storie, ons evangelie uitdra, nie ons nie, maar ons wat dit uitdra, van Jesus, dit is nou tyd vir ons, om die geskiedenis van ons lewe, die storie van ons lewe, reg te vertel. En ek vra myself af, wat skryf die engel wat dit neerskryf in die hemel, in die boek van herinneringe, wat skryf hy neer teenoor my lewe? Want ons is besig om geskiedenis te maak. Die tyd het vandag aangebreek, dat ons ook Jesus se verhaal kan vertel aan ander. Openbaring 13 vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom, Die hom verwys na die draak, aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is. Nou, hierdie name is nie in daai boek geskryf. Nou, wat gebeur as jou naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie? Dit is hulle wat die draak aanbid en wat hom eer gee. En in die fotootjie kan jy daar sien hoe dit voorstel, hoe 'n engel daar sit en skryf. Die name van God se kinders in die boek van lewe. En dan het Petrus ook 'n mooi gedagte hieroor. 1 Petrus 1 vers 18. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. En die woordjie wat vir my hier in my gedagte inkom is die prys wat betaal is. Ek dink aan die tyd wat 'n sekere man daar in die boek Handelinge gesien het wat wonderwerke doen en wat mag Petrus en die disippels het, en hy bied hulle toe geld aan om hierdie mag te kan koop, as dit ware om die Heilige Gees te koop, en hy het glad nie verstaan waaroor dit gaan nie, en waar Petrus hom toe eintlik vervloek het,
want dit is gedagtes wat boos is. Ons word nie deur silwer of goud gekoop nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus. En toe Petrus daar na die tempel toe kom en hier in die voorhof, hier sit 'n arme bedelaar. Die bedelaar kyk op en daar kyk Petrus in sy oë en hy so bly dat Petrus se oë nie weggekyk het om laat hy net verby kan kom nie. En hierdie bedelaar het hoop en Petrus sien daai hoop in sy oë. Hy sê ek is jammer broer, maar ek het nie vir jou geld nie, maar ek gaan iets anders vir jou gee. En 'n minuut later toe staan daar die man op sy voete vir die eerste keer in sy lewe. En hy loop en spring daar deur die tempel voorhof en hy loof God. Ja, ek sal maar niks sê van die lang gesigte van hulle wat toe nie gelukkig was daaroor nie. Maar ons is van voor die bestaan van hierdie aarde losgekoop van sonde, voor die grondlegging van die wêreld en in hierdie laaste tye geopenbaar is. Wat is die omvang van die evangelie? Nou as ons weer kyk na die punte van die evangelie wat ek hierso probeer beklemtoon, dit word in 3 dae vasgevat in Christus se dood, sy rus en sy opstanding deur Paulus. En dan die plaasvervangende lewe van Christus wat vir ons verniet geskenk word. Dan God se regverdigheid in hierdie saak. Nie soos die duiwel met bedrog werk nie. En dan daai ontsettende prys wat daarvoor betaal is. En nou vra ek myself, wat is die omvang? Wie sluit dit in? Jy weet, want as daar 'n prysuitdelingsaand is, dan sal sekere mense wat pryse ontvang en ander kry niks. En hulle het ook hard gewerk, maar hulle kon nie bykom nie. En ek kyk na Matteus 28:19 en ook aan Openbaring 14:16, dan praat dit daar van elke volk en taal en stam en nasie. Met ander woorde, hierdie evangelie sluit almal in. Elke een wat wil, kan kom drink by die water van die lewe. God sluit niemand uit nie. Ek kan dit nie meer beklemtoon nie. God sluit niemand uit nie. Wanneer ek uitgesluit word, dan is dit deur my eie keuse om ongehoorsaam teenoor God op te tree en gehoorsaam te wees teenoor die vyand. Wanneer ek die draak en sy bose idees volg. Paulus skryf verder in Efesiërs 1:4. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Wat was God, of wat is God se keuse? Dis om ons heilig sonder gebrek te hê. En wanneer het hy dit besluit? Voor die grondlegging van die wêreld. Nou wag hy vir my besluit. Wie word almal by die aanhoor van die eerste engelse boodskap betrek? En dit is nou weer Openbaring 14:6. En wat sê dit vir ons? Slaan hom net na weer. Openbaring 14:6. Wie word betrek hierby? En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde. Die bewoners van die aarde. So elke mens op hierdie aarde word ingesluit en dan brei hy uit. En aan alle nasies
en stamme en tale en volke. Pragtig. En die foto wat ek daarby gesit het, is dat hier kry nie net die beste vriende die uitnodiging nie. Hierdie uitnodiging gaan uit na alle nasies. En daar kan jy 'n prentjie sien, waar is 'n kunstenaar mense binne in die aarde so voorgestel het. Elke persoon kan hierdie uitnodiging aanvaar. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. En hier is baie in hierdie teks. As ons net kortliks vinnig deur 'n paar hoofpunte gaan. Dit sê ons moet gaan. Ons kan nie stil sit en niks doen nie. En dan sê dit maak disippels van wie? Alle nasies. Al die nasies, so niemand word uitgesluit nie. Dit is 'n belangrike punt. En dan bring hulle tot die doop. En hoe moet ons hulle doop? In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want hulle werk saam om ons te red. En dan los ons hulle nie net daar nie. Dit sê daar, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So dieselfde woorde van Jesus wat in die skrif opgeteken is vir ons. Dit moet ons aan hulle leer. Daar is 'n tydsfaktor by betrokke. Toe die wet op Sinaï gegee is en die Israeliete dit gehoor het, toe sê hulle, ons sal alles doen wat hy ons beveel het. En binne 30 dae, toe dans hulle om 'n goue kalf. Nou, ons moet hulle leer, sodat hulle kan vasstaan in dit wat die woord sê. En dan sê het, kyk, ek is met julle, nie net vir 'n week of vir 'n maand nie, maar al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Vir jou hele lewe sal God daar wees vir jou. Nou Handelinge 1 vers 8, wat sê dit hier van die vroeë Christelike kerk? Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Hierdie profesie het so pragtig vervul geraak, dat hulle sal nie net na die kruisiging van Jesus moedeloos met mekaar praat en sê ons het so gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Onthou die Emmausgangers? Hierdie profesie sê, waar gaan julle krag vandaan kom? Van God af. Jesus het beloof, hy stuur 'n ander trooster, en die Heilige Gees sal daai krag voorsien, en dit het met Pinkster gekom. Dit het nie sommer net van self gekom nie. Hulle daar vir 50 dae, of vir 10 dae na Jesus se hemelvaart, het hulle gaan bid, en saam die Here gesmeek, totdat sy Gees op hulle uitgestort is. En toe dit plaasgevind het, is hy in die hemel gekroon as die God van hemel en aarde. Hy het toe die heerskappy ontvang. Ons kan nie net toeskouers wees en terugsit en kyk wat gebeur nie. Ons is die spelers op die veld in hierdie wedstryd. Dis 'n wedstryd wat die uitkoms van die groot stryd van 6000 jaar op hierdie aarde uitspeel. Die bose wat teen God se kinders veg. Soos Jesus aan die kruis oorwin het, sal ons in sy oorwinning kan deel hê as sy verlostes.
Laat ons met oorgawe ons kant bring. Hoe bring ons kant? Natuurlik, soos ons nou net gelees het, deur die mag en die krag van die Heilige Gees. En uit dankbaarheid vir wat hy vir ons gedoen het. Hy is ook die regverdige skeieregter in hierdie spel. Na 'n wedstryd dan word daar partykeer baie geredekavel oor of die skeieregter nou dit of dit moes besluit het. Maar Jesus is die regverdige skeieregter in die spel van lewe. En hy steek niks weg nie. Alles is openbloot vir die oë van die heelal. Luister na Paulus se woorde aan die einde van sy lewe. Wat sê hy? Hebreërs 12 en van vers 1 af. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Net 'n oomblik. Jy weet, ek sien nou hier in my gedagtes, omdat ek ons skool in Brakpan is na Pambrink stadion toe, en daar het ons die interatletiek tussen al die skole gehad. Dan sien ek daar die hele stadium gevul met, in hierdie geval, soos Rebecca hier gelees het, 'n groot wolk van getuies. En ek sien die getuies in die wolk daar as engele, as hulle wat nie in sonde geval het nie. En hulle kyk na ons is die mense wat hier hardloop in die wedstryd. En dit sê ons moet elke las aflê. Nou wat gebeur as ek daar met 'n sondelas op my skouers is en ek probeer die 100 meter aflê? Jy gaan nie baie ver kom nie, jy gaan heel laaste op die wenstreep aankom, wanneer almal al klaar geskree het en wag vir die volgende item. En dan herinner ek my daar van een van ons atlete wat so benoud was en net voor hy by die wenstreep kom, toe kyk hy om te sien waar Piet is, want Piet is 'n baie goeie atleet, maar hy het vir hom weggehardloop. En toe hy omkyk, toe hardloop Piet by hom verby. En wat leer dit my toe? Hebreërs 12 vers 2, met Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Hierdie sê vir my, ek moet my oë op die doel gefestig hou. En die doel is nie die hemel, of ons huis, of die skatte daar nie. Die doel is Jesus Christus en niks anders nie. Hy is ons doel, en ons oë moet ons op hom hou. En dan sê die teks my iets baie mooi. Hy sê, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is. Jesus het nog nie daai vreugde ervaar nie, tog het hy dit in geloof ervaar. Hy het verder gekyk as net die kruis. Hy het U en my gesien. Hy het al die geslagte tot aan die einde van tyd gesien. Die martelare van die donker eeu, hulle wat vasgestaan het vir hulle godsdiens, omdat hulle die woord van God as hulle eie beskou het, hulle wat hulle lewe gegee het, hulle het Jesus gesien, en daarom het hy aangehou tot die einde toe. Ek dink aan 'n moeder wat haar laaste gee vir haar kinders, omdat sy hulle lief het. Dit het God gedoen vir ons. Ook Paulus se bemoediging, sy bemoedigende woorde aan Titus. Ook Paulus se bemoedigende woorde hier aan Timoteus. Wat sê hy in 2 Timoteus 4 vers 7? Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie,
maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Ek kan sien hoe van my klasmaats toe ons in atletiek op skool deelgeneem het. Ek het daar nie gekompeteer teen hulle nie. Maar hy sê vir sy afrigter, die meneer wat vir hom skool hou, hy sê, meneer, ek het my bes gedoen, ek het alles uitgehaal. En dan hier om sy nek hang die medalje wat hy gekry het. En die meneer is trots op hom. En hy is bly dat hy sy skool hoog kon dra. Matteus 24 en vers 14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. En hierdie woordjie, sal, wat in hierdie teks voorkom, is vir my so interessant. In 'n ander geval, dan sê dit as ons nie gaan praat nie, sal die klippe dit uitroep. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word. Dit is besig om uit te gaan. Hierdie 3 boodskappe van Openbaring 14 gaan oor die hele aarde uit. Deur baie predikers gaan ons lot ook by hulle ingooi. Gaan ons ook dele hieraan. Veral na hierdie reeks studie sal ons hierdie 3 boodskappe baie duideliker verstaan. Gaan ons ook die goeie nuus van Jesus uitdra saam met duisende ander aan mense wat dit nie besef nie, want dis die laaste boodskap, dis die laaste uitnodiging tot die feesmaal in die hemel. En dan sal die einde kom. In ons gebedsfoto daar het ek 'n hoenderhaan daar, en daai hoenderhaan met sy rooi kam en sy veredos, hy kondig die dagbreek aan. Mag ons ook so die liefde wat Christus in ons harte gegee het, aan hulle om ons aankondig. Kom ons bid saam. Dierbare Here, maak elkeen van ons getuies van u liefde, dat ons dit sal uitdra uit die binneste van ons hart, om die goeie nuus ook aan ander te bring. Amen.